Daar sy, back online, daar sy. We are live. Happy Halloween, guys. It is Halloween. Ons is live. En julle het laasweek gevra oor Superman en ja, hier is ons nou. So welkom by die live vandag. Dit is Vrydag en dit het nog 'n week wat verby is en ons is aan die einde van Oktober. Kan jy dit glo? Dit is soos freaky hoe die tyd gevlieg het. En scary actually hoe die tyd gevlieg het, want ek meen as jy mooi daaraan gedink het ons is 2 maande van die jaar oor en dan is dit al klaar weer 'n nuwe jaar. So welkom aan almal wat kyk, Jock, the real one. Welkom. Van waar af kyk julle? Wat maak julle op hierdie Vrydag? En weer eens happy Halloween because it's Halloween, my friend. The real one. Wel, soos ek sê, vandag praat ons soos normaalweg oor jou eie aanlyn besigheid en hoe om dit te begin sonder enige tegniese skills of enige tegniese ervaring of marketing skills of sulke goed. Ek meen, ek het onderwys gaan swat. So dit is heeltemal ver uit die hele ding uit en daai het my eintlik net baie van my tyd gekos. Sorry, ek het net gou gaan iets kyk. Skarreboel, ek vra jou asseblief mooi, the real one, gedra jou op my live of ek blok vir jou ook soos die res. Okay? Dit is die reels van hierdie live. Jy gedra vir jou, as jy nie saam kan praat nie, dan encourage ek jou om aan te gaan met jou scrolling en jou nonsens kykery, so. Maar ja. Goed. Soos ek sê, ek het as 'n onderwyser begin, ek het onderwys gaan swat en dit het my op 'n pad gevat wat ek nooit in my lewe gedink het ek sal gaan nie. Want in die eerste plek wou ek nooit onderwys gaan swat het nie, ek het nie die geduld daarvoor gehad nie. En daarna het ek toe nou eventually in die retail afdeling ingegaan, want die rede hoekom ek weg is uit die onderwys uit is, dis eintlik heel eenvoudig, want jy word betaal net vir tussen 7 en 3 wat jy werk, maar niemand betaal jou vir daai nagte om wat jy sit en merk nie, of die take wat jy moet doen nie, of die eksamens wat jy moet opstel nie, of enige sulke goed. So, daai het vir my eintlik nogal baie tyd gekos wat my nie geld betaal het nie. En toe het ek eventually gedink, okay, dalk moet ek dan gaan 'n werk kry wat vir my sê, okay, vir die ure wat jy daar is, daarvoor word jy betaal. Which was, commission in retail. So ek het toe nou in retail ingegaan en ek moet vir julle een ding sê, daai was movies baie tyd wat ek uitgewerk het en dan word jy nie eers betaal nie. Wie is hierdie Betsy nou alweer? Betsy, soos ek gesê het, jy gedraai op my live of jy gaan aan, sister, of ek blok vir jou ook. Omdat ek gesê het, sy, wel dis net hoe ek praat, niks bedoel daarmee nie. Dan sê mens gewoonlik drink. Gaan jy drink vanaand of gaan jy kuier? Weet mense so bietjie beskaafd. Oz, VRTX, sjo, ek weet nie eers hoe om daai naam verder uit te spreek nie, maar baie dankie. Happy Halloween. Anyway, so met die kommissiewerk het ek letterlik daai tyd net soos 30% of 25% dink ek gekry. Dis baie lank terug, ek kan nie meer onthou nie. En dan werk jy heel dag op jou voete. Ek meen as daar iemand ingestap het, dan moes jy dadelik opspring en jy moet daai kliënt help, jy moet vriendelik wees, jy afdag jy het, dan moet jy nou maar jou gesiggie opsit en jy moet nou maar fake and everything. Zaai Hex. Zaai Hex. Hallo. Vortex Zaai Hex. Okay, cool. Wat sê hy? 'n mens drink op 'n normale weekend, maar op Halloween syp 'n mens mos. Nie hierdie Superman nie. Ja, hi, Vortex Zaik. Wag, wat? Hoe sê mens dit? Zaix. Vortex Zaix. Cool name, by the way. En, so ja. Ja,
Daai het my toe nou gevat dat ek letterlik van 8:00 die oggend het ons oopgemaak en jy werk tot 6:00 die aand. En dan kry jy maar soos 1000, 2000 rand as jy lucky is aan die einde van die maand uit. Want ons het ook nie eintlik 'n baie besige plek gehad nie, weet. So thanks man. Daai het my toe nou heeltemal omver gegooi en ek het toe nou het my ma my gehelp om by Makro in te kom. Ek weet nie of ek dit mag sê op live nie, maar ek sê dit nou maar. In te kom en daar het ek stock controlling gedoen totdat ek ook in training 'n movie se hektiek F opgemaak het en dit het my werk gekos. So lang storie kort, ek het toe nou eventually weer in hairdressing ingegaan want ek was goed daarin. Ek meen ek sny my eie hare ook. Ek gaan nie sommer na 'n hairdresser toe nie. Ek sny my eie hare want hulle luister in anyway nie wat jy sê. So ja, toe het ek in dit ingegaan, maar daar het ek ook kommissiewerk gekry, jy weet, en dan as jy nie 'n kliënt gehad het nie, het jy nie geld gehad aan die einde van die maand nie. So party maande het ek nie eers geld gehad om vir my kos te koop nie. Of om my huur te betaal heeltemal nie. So ek het maar rondgeskraap en dit is toe wat ek begin soek het om aanlyn geld ekstra te maak sonder om my tyd. Jess sent a rose to your life. Oh, thanks, Jess. Wow, thank you. Happy Halloween. 2 roses. Thank you, thank you. Happy Halloween, guys. En 'n spookie. Boe. Ek weet nie wat moet ek doen vir die spookie nie. Moet ek sê boe? Yesie. So ja, daai het toe nou net vir my, waar was ek nou weer? O ja, by die hairdressing. Nou, toe het ek begin soek om geld te maak aanlyn wat my nie ekstra tyd gaan kos nie, want ek weet jy sal klaar maandag, Dinsdag tot Saterdag werk jy, Maandag het jy af, Sondag is meeste van die plekke anyway toe. Pride Hills Center Rose. 2. Dankie Pride Hills. Woohoo, happy Halloween. Like the live. Dankie guys. So ja, ek het nie eers geld en dit is toe wat ek begin kyk het om aanlyn geld te maak. En nou as jy mense nie weet hoe dit werk nie en jy weet nie eintlik van wat om te doen nie, dan is dit maar nogal bietjie flip and scary. Ek meen, right? So ek het net heeltemal was ek in die diep kant ingegooi. Niemand het vir my toe nou gehelp en gesê en wat nie, maar toe het ek ook nog nie regtig geweet hoe werk hierdie hele storie nie. So ek het toe nou al begin om surveys, online surveys, ek weet nie wie van julle ken dit nie. It's not a plane, it's Superman. Woohoo! So ja, toe het ek begin kyk om surveys en daai tipe goed te doen, want ek meen, ek het al klaar surveys gedoen van mense wat met marknavorsing na jou toe kom en dan vul hulle die vrae in, ek het dit gedoen as 'n job ook, by the way. En daai het letterlik dan is jy 25, 30 minute op 'n survey besig om vrae te antwoord voordat jy dit instuur, of jy's 10 minute lank besig en dan ewe skielik kan qualify nie meer nie, of jy's so 25, 30 minute besig en dan word daar 20 sent uitbetaling gedoen. So daai was ook vir my maar 'n bietjie stadig. Toe het ek begin uitvind mense kan games speel op jou foon en geld verdien. So ek het dit ook 'n go gegee. Ek was nie eintlik een vir games speel nie, maar toe het ek nou maar 'n paar games gekry wat ek gelike het en dit het toe nou gestiek wat ek toe nou kon geld kry by. En wat is hierdie start now ding? Want hy bly die hele tyd hier op. Okay, kom ons kyk maar wat sê dit. Okay. Anyway, Pride Hills like the life. Dankie Pride Hills. Ek hoop jy het 'n fabulous Halloween so ver. So ja, dan is jy maar bietjie half in die diep kant ingegooi en jy weet nie eintlik hoe dit werk nie en al daai jazz. En dit het my toe nou half bietjie skrikkerig ook gemaak vir die res van die goed, want hoe
kry mense dit reg. En ek wou nog altyd weet hoe om in Suid-Afrika US dollars te verdien. Want ek meen as jy in US dollars verdien vir 'n Suid-Afrikaner, dis omtrent 17, 18, 19 rand times. So meeste van die goeders wat ek online gesoek het, het ek gekyk om in US dollars te verdien, maar dan vra hulle vir jou security code of sulke goed, en ek meen as 'n Suid-Afrikaner het jy nie 'n security code nie. Ons het ID-nommers en sulke goed. So daai was ook bietjie half 'n blok elke keer gewees. Totdat ek Tefl, het iemand vir my ook van vertel, wie van julle ken van Tefl? Nou, Tefl het een van my vriende my van vertel, en ek het toe nou gedink, okay, dit kan dalk werk, want hy het al in Bangkok, dink ek, gaan skool hou ook. En ons het saam groot geword. Ons was saam in die laerskool en die hoërskool, ons het saam universiteit opgeëindig. En so toe dog ek, okay, dit is dalk legit. Eben, hi Eben sê SIS by Hand and Technology. O ja, definitief. Definitief, dit kan jy weer sê. Ek het baie hard gesoek en baie hard probeer. So, toe het ek eventually die Tefl kursus aangekoop, want hy het vir my gesê ek het net die 120 of die 140 ure een nodig. Superman, yes, it is Superman, happy Halloween! Santa Rose, dankie Franco! So ja, toe het ek die Tefl ding aangekoop en ek het toe nou geleer, en ek moet sê, wat my eintlik half bietjie upsetting was van Tefl is, dit wat ek in onderwys geleer het 'n paar jaar terug, is basically presies alles wat ek in Tefl geleer het. So, ek het nie eers nodig gehad regtig om die kursus te gekoop het nie. Halloween, yes, it's Halloween! Guess who I'm putting on the Halloween? Ek weet nie, ook seker Superman. Staan op. O, jy wil nie ek moet opstaan nie, hierdie ding is baie laag, ek sal vir jou so wys, ja. Maar hy is baie, baie laag. So jy gaan dit letterlik alles sien. Ons staan dan maar so. Ja, love it. Anyway. TikTok is baie, baie streng, so ek moet maar no ghost face scream. Nee, dit is nie ek nie. Nee, ek gaan ghost wees, nie Superman nie. Okay. Ek kan so dink, ja. O. Ja, wel, hy het nie goed hieronder nie, en ek wil nie hier buite loop met dit so nie. Ek wil eers vir my 'n sool ding kry wat ek onder kan vasmaak, sodat ek kan buite loop. So, nou trek ek maar my plakkies aan. Cool, well done, Divan. Anyway, hier is nou weer nog 'n aap. Barry, gedra vir jou of klim van die live af of ek blok jou? Dis Halloween, ek laat baie toe vandag, maar hier het jy respek, Jom. Anyway. Wat was ek besig om te sê? Dra net ghost is beter. Dra net ghost, wat bedoel jy? Ek verstaan nie daai dra net ghost nie. Dalk is ek nog nie gedrink genoeg vir dit nie, ek weet nie. Maar anyway. Ja, en toe eventually, nadat ek toe nou die Tefl ding gedoen het, en die ou in die movie, dis beter. O, Patrick Swayze. Ja, en toe. Okay, ja, laat ek my, ja. Oh, nou kan ek nie eers gaan Google nie. Ek weet dan nie. Anyway, maar met Tefl, wat ek toe nou wou sê van Tefl, wat my so bietjie afgesit het van dit is, eventually toe ek nou by 'n skool of by 'n online platform inkom, dan
moet jy nou sit en wag, letterlik so, asof jy voor 'n live sit, moet jy nou sit en wag vir 'n student om in jou klas in te kom, jy wys jy is available, en dan moet die student nou inkom, en dan, hallo, en dan begin jy nou jou introduction, en dan begin jy jou les, wat hulle vir jou gee. Is jy okay? Ja, ek is, dis Halloween. En dan begin jy jou les gee, en dan na die tyd, na jou les, dan betaal hulle jou $1.25 vir 'n 25 minute les. Okay, laat ek net gou vinnig house cleaning hierso doen, want lyk my julle mense het regtig nie maniere nie. Ek het nou al hoeveel maal die reels gesê, dan moet julle nou maar gaan. Tarapara! Ek het rarig nie tyd of geduld vir hierdie nonsens vandag nie. En ek love my Superman suit. So, I don't give 2 cents what you think. Anyway. Waar was ek voordat ek nou weer so interrupted was? Laat ek net gou vinnig kyk, wie is daar nog? Okay, so ver no one. Oops. Anyway. Ja, en dit was uiteindelik baie van my tyd gevat, want eventually as daar nie studente in jou klas ingekom het nie, dan het jy nie daai geld gekry nie. So, jy sit nou maar daar en hoop en bid, mense kom op. Toe begin ek nou ernstig soek, want hierdie werk ook nou nie meer vir my nie. Jy weet, dit mors meer vir my tyd, ek kan eintlik niks gedoen kry in die huis nie, en ek bring ook die geld in nie. So, toe begin ek kyk na cryptocurrencies, want toe het my UIF van GSA Radio daai tyd uitbetaal, en dit alles one shot uitbetaal, en ek dog toe nou, okay, hierdie is my kans om te gaan kyk hoe om geld te maak by cryptocurrency. Maar ek weet ook niks van dit af nie. So, nou is ek nog bietjie bang vir dit ook. Jock like the life. Dankie Jock. Love ya. Happy Halloween. Happy Halloween. Anyway, en okay, ek het toe nou eventually het ek by 'n beginner friendly ding ingekom deur iemand wat iemand ken wat iemand ken wat iemand ken. Jy weet, soos daai. Okay, begin toe nou. En elke dag dan sien jy nou hoe klim jou geld en hoe klim jou geld en hoe klim jou geld, en ek begin toe nou excited raak, want dit kom nou altyd dat die eerste maand verbygaan, en na die eerste maand dan kan jy jou eerste onttrekkings maak. En letterlik 2 dae voor die einde, of voor 30 dae verby is, na 28 dae, toe ek daai oggend opgaan om te gaan kyk, toe sê dit vir my, daai website bestaan nie meer nie, die produkte goeders bestaan nie meer nie, dit is daar's net niks, dis gone. Ek het so ijskoud geword. Hulle ouens, hulle verstaan nie. Wie van julle ken daai gevoel van, jy het so pas R30,000 verloor, and you can do nothing about it. Niks. Jy word so ijskoud tot in jou bene in. Dit is nie 'n baie lekker gevoel nie. Ek het seker vir 3 dae lank gehuil. Want nou moet jy onthou, daai is nog my UIF geld ook gewees. So ek het meer as 1/3 van my UIF geld invest in hierdie produkte in, en 2 dae voor my eerste uitbetaling toe sit net gone. Ek kan niks doen nie, ek kan nie die polisie bel nie, ek kan nie die mense opspoor nie. Die persoon wie my introduce het aan hierdie sê ook net vir my, oeps, sorry, hy het ook geld verloor, so Lee, ek ken daai een, ek het 70,000 verloor. Ek kan nie eers, ek kry sommer hoendervleis net hier waar ek sit, tot hier in my kop in. Ek is al selfmoord pleeg seker, ek weet nie, maar die vet weet al daai, rarig. Daai is letterlik nie grappies nie.
So, okay, nou moet jy nou maar eventually nou maar sê, okay, wel wat anders kan jy doen? Dis nou maar niks wat jy kan doen nie. So just leave it, let it go, let bygones be bygones. Hopelik sorg die Here hulle uit en bla bla bla. So maar is nog steeds nie 'n lekker gevoel nie. Is ek reg, Lee? En toe eventually toe's ek nou so skuitbang om enige iets online te doen dat ek letterlik soos in 'n hoekie in gaan sit het. Ek het net so gehuil. Ja nee, ek kan dink. Ek sou vir 'n week gehuil het seker. En toe eventually sit ons toe nou een aand op die bed en scroll so deur TikTok. Nou moet jy weet, ek was ook nie 'n baie groot fan van TikTok aan die begin nie, jy weet, want vir my, ek het gedog dit is hierdie dance app en jy lip sync net en jy doen al hierdie funny goed en ag, dis maar simpel, you know. En nou doen ek dit self. Maar anyway, so ek het nie regtig TikTok gehad nie. Ek het daai tyd het ek Facebook gedoen en dit was my social media. Pride Heals like the life. Dankie Pride Heals. So toe een aand toe ontdek my daai tyd my boyfriend at the time wat nou my man is. Ontdek toe nou hierdie vrou op TikTok. Hierdie ma is Suid-Afrikaner. Sy praat in haar video's Afrikaans ook. So sy's definitief 'n Suid-Afrikaner. Sy's in ons land. Dit is nie 'n ding hierdie nie. En sy vertel van hoe sy in die corporate wêreld gewerk het en nou verdien sy al meer as wat haar baas daai tyd verdien het. Sy het sopas vir haar 2 karre gaan kontant koop. Sy help elke maand of week of whatever, help sy mense uit met geld. Sy verdien in US dollars geld. Sy maak 100% wins. Sy werk net 2 ure 'n dag. Dink ek, wat the hell is die? Okay, goed, ons begin toe nou kyk na die vrou en ek follow haar toe nou en okay, begin toe nou die storie uitcheck en seker na so 'n paar maande kom daar toe nou 'n ding wat sy sê, wat ons toe nou dophou en sy sê, daar's 'n free webinar en sy wil jou uitnooi as jy graag meer inligting wil hê, dan gaan kyk na die free webinar en dit gaan jou niks kos nie en nog ek okay, as dit jou dan niks gaan kos nie, wat is die vang hierso, jy weet, want dit klink maar vir my nog steeds so bietjie suspicious. Okay, gaan kyk toe nou die webinar, neem toe nou deel aan die webinar en Michelle O'Neill is toe nou die creator van die program en sy bied toe nou die webinar aan. En ek moet vir julle sê, haar energy is net fantasties. Die van julle wat vir Michelle O'Neill ken of al op TikTok raak gesien het, sy is net die shit. Lee, nee shit, ek vertrou niemand meer nie. Ja nee, ek ken daai gevoel, suster. Ek ken daai gevoel. So ja, ek neem toe nou deel aan die webinar en in die webinar dink ek toe nou, okay, sy het nou nog nie hierdie vraag vir my geantwoord nie. Ek wil dit vra want sy kan jou live antwoord ook dan nou, jy weet. Dis nie asof dit soos hierdie. Dis 'n live. As jy my nou 'n boodskap stuur, dan kan ek dit vir jou lees en ek kan jou antwoord. So dis is dit. En ek steek toe nou my hand op want jy moet jou hand opsteek en eventually voor ek by my vraag kon kom, vra iemand anders toe nou my vraag wat ek wou gevra het en sy antwoorde toe nou en ek haal toe nou my hand af en ek dink toe nou aan 'n vraag en ek steek my hand op en langs deur die kort, dit gaan toe nou so aan dat daar 3 mense vrae gevra het wat ek wou gevra het wat sy toe nou geantwoord het nog voor ek die kans gehad het om die vraag te vra. Nog ek okay, jy maak 100% wins, jy invest 1 keer in hierdie program, jy kry jou $29 template fee en dan kry jy jou website, jy kry jou automated system, jy kry toegang tot die community, jy kry alles al klaar vir jou. Het jy 'n PayPal? Ja, ek het 'n PayPal. Okay, goed. Kyk toe nou verder na die ma, want nou wil ek eers check hoe loop die storie, jy weet. En na so 'n rukkie kom daar toe nou weer 'n free webinar, want ek is toe nou klaar in haar email list, so ek kry toe nou via email 'n free webinar invite weer. En ek dogte, okay, kom ons gaan kyk of dit dieselfde storie is en of hulle nou hierdie keer vir mense iets anders leer of what is going on. Want as dit nou dieselfde ding is, dan what the hell, dan mors jy my tyd. Of is ek die enigste wat so voel? So,
Lang storie kort, ek het toe nou weer die volgende webinar deelgeneem en dit was toe nou heeltemal 'n ander tipe vibe, jy weet. Toe het sy ander goeters gecover wat sy die vorige ene wat ek geluister het nie gecover het nie, toe dog ek, o, cool, nou dit is dan nou eintlik hoe alles dan nou by mekaar pas. En ons het toe nou gepraat en ons het toe nou gebid en die Here het toe nou eventually vir my gewys, hierdie is my pad vorentoe. Want dit is letterlik alles wat ek nog altyd gedroom het om te hê. Number 1, my eie besigheid. Ek betaal nie maandelikse fooie nie, ek betaal nie subskripsies nie, ek betaal nie ekstra goed nie. Ek het vandat ek hierdie program gejoin het 'n jaar terug, het ek nog nooit weer betaal nie. Behalwe obviously vir GoDaddy hierdie jaar toe my domein moes re-register het, want hy re-register nou elke jaar. En ek het my een keer template fee betaal toe ek die Launchpad begin het daai tyd, want ek het nie met die groot ene begin nie. En toe het ek weer die $29 template fee betaal om my Legacy Builders templates te kry en nie net die Launchpads nie. Maar verder as dit het ek niks eintlik betaal verder nie. Plus, jy maak 100% wins in US dollars. Dis jou eie besigheid, ek dink ek het dit al gesê, en ek wou nog altyd my eie besigheid gehad het, want ek is nie iemand wat vir 'n baas kan werk nie, want hulle weet nie hoe om te werk nie. Hulle dink hulle own jou vir 3 of 4,000 rand 'n maand, en jy moet spring en ja en amen as hulle die whip swaai. Nee. So met ander woorde, ek het toe nou, jy werk 2 ure 'n dag. Nou, die 2 ure 'n dag is letterlik net, jy maak 3 pieces of content vir TikTok, waar jy mense vertel van die program, en vir hulle vertel hoe dit mense se lewens verander, en hoe dit jou lewe verander het, en dan vat jy hulle letterlik van daar af, die mense wat belangstel, vat jy na jou website toe, wat klaar al die inligting het. Hy gee vir jou die inligting van die produkte, hy gee vir jou die inligting van introduce my, dit is alles wat ek vooraf al ingeset het, en dan nou net die automated knoppie gaan druk het, so elke keer as iemand in die funnel inkom, dan doen hy al die werk, elke keer van vooraf met die nuwe persoon. Nou daai sny baie tyd uit, want toe ek pamflette moes gaan uitdeel het vir die salon, het ons letterlik gestap van kar tot kar, of van winkelsentrum tot winkelsentrum, of van posbus tot posbus, en jy moes maar goedjies gaan ingooi het, en dan daarna, as mense na jou toe gekom het, dan moes jy nou maar elke keer jouself introduce het, en hallo, ek is Roan, dit is wat ons doen, dit is ons specials, wara, jy weet, al daai jazz. En nou doen my automated system al daai werk vir my. Ek staan letterlik in die oggende op, wanneer ek wil, ek het nie meer wekker eers wat my opstaan nie. Ek hoef nie meer 19 km 'n dag te stap om my geld te verdien nie. Ek stap van die bed af na my kantoortjie toe in die sitkamer, so dit is letterlik waartoe ek stap. En dan maak ek vir my koffie, en as ek klaar is, dan begin ek ander goeders doen wat van my tyd en goed verg wat nie hierdie is nie. So ek het baie meer tyd op my hande ook as wat ek gehad het. En dan dink jy by jouself, nou dat ek so werk, dink jy by jouself, okay, maar jy het nou vir 40 ure 'n week, elke week, het jy gewerk, en dan het jy nou vir 2-3 ure 'n dag nog huis toe gestap en werk toe gestap ook. So jy het omtrent 11-12 ure van jou hele dag gemors, dan kom jy by die huis, dan moet jy nou nog skoonmaak, en jy moet nog kos maak, en jy moet nog wasgoed was, en jy moet nog al daai jazz doen. Waar het die tyd heen gegaan daai tyd? Jy het gewens, jy het soveel meer ure in jou dag, en nou kan ek selfs in die middag, as ek 'n middagslaapie wil vat, dan kan ek dit gaan doen as ek wil. Ek kan, as ek besluit, ek wil nou opstaan en winkel toe gaan of whatever, dan kan ek dit doen. Ek het nie nodig om die hele tyd by my rekenaar te wees ook nie, want my automated system doen al die werk vir my. So, ja, daai is my lang en kort storie van vandag. Ek wens eintlik net, my grootste wens was, dat ek eintlik daai tyd al met my UIF geld, het ek al op hierdie program afgekom, want dan het ek nie daai tyd al die fout gemaak nie, en dan was ek al lank al baie meer wel af, as wat ek nou is. Maar, so leer 'n mens uit jou foute uit,
en ek dink nie ek sal ooit weer dieselfde fout maak nie, want ek het selfs met hierdie program wat ek geleer het ek selfs my eie online store ook gaan create, wat ek myself gedoen het met geen tegniese skills nie, en die program het my geleer hoe om technology jou best friend te maak. So, dit is my storie vir vandag. Het jy 'n Superman suit aan? Ja, ek het. It's Halloween. Nou, as jy nog kyk en jy wil nog steeds meer inligting hê, is dit nou jou tyd om vrae te vra wat ek vir jou kan antwoord. Of jy kan gaan na my website, is www.ruanroadtoriches.com. My link is ook in my bio, hy is net nog nie clickable nie, want ek het nog nie 1000 followers nie. Soos jy sien, ek maak baie skoon tussenin ook, so ek doen dit met my follower lys ook. Wys ons asseblief, ek het al gewys. Jy kan hier... Hierdie punt is nou baie erg. So ja, that's it. Jy kan ook al die live replays wat ek op TikTok gedoen het op my YouTube channel kry. So ek gaan elke week, so hierdie ene gaan dan nou volgende week uit. So ja, ek is besig om op te vang met, jammer, ek het nou net ingekom. Okay, dan welkom. Tiefkenlani, welkom. Die wind tel 'n bietjie op nou hierso. Dit sou nou 'n cool ding gemaak het, hè. Let's check it out. Come on. Do it. Anyway. Ja, soos ek sê, ek het nog nie 'n clickable link nie, want ek het nog nie 1000 followers nie, so maar gaan kyk gerus na my website, jy gaan letterlik al die inligting daar kry. Ek moet net ook weer eventually my site bietjie update, so ek het nooit eers my foon op silent gesit nie. Nog net my website ook bietjie update weer op 'n stadium, maar volgende week Vrydag, onthou asseblief maak 'n nota, volgende week Vrydag gaan daar nie 'n live wees nie. Want ons gaan bietjie weg, so ek gaan nie beskikbaar wees vir 'n live volgende week Vrydag nie, maar die replay sal wel uit wees op my YouTube channel teen dan. Hallo, hoe gaan dit met jou? Goed, dankie, en jy, Shakira? Hoeveel verdien jy dan nou per maand? Dit wissel. Ek kan nie vir jou 'n vaste bedrag gee nie, want dit wissel. So ja, gaan kyk gerus na my website, is www.ruanroadtoriches.com. Soos ek sê, hy is op my website link, jy moet hom net gaan copy en paste in jou browser, en dan gaan jy by my website uitkom, dan sit jy jou e-mail in, dan kry jy jou gratis blueprint, verniet na jou e-mail toe gedeliver, dadelik, en dan gaan jy ook 'n video sien van my mentor, Michelle O'Neill, wat vir jou verduidelik presies hoe die stelsel werk, en hoe die program werk, en dan gaan jy in die blueprint ook kan sien presies hoe alles werk. So van my kant af, sê ek vir julle baie dankie vir julle join, en vir julle liefde, en vir julle support op Halloween. Ek hoop julle het 'n fantastiese Halloween verder, en stay safe hierdie naweek, moenie drink and drive nie, dit is nie goed nie, kry dan eerder 'n designated driver, of kuier by die huis waar jy nie hoef te drink nie, dit is die beste plan. So ja, en jy is nou al 'n jaar op. Ja, ek is 'n jaar en Augustus, September, Oktober, 2 maande. Maar ek het nie van die begin af al geld gemaak nie. Ek het lank gevat voordat ek my eerste geld eers gemaak het, en gelukkig het dit so uitgewerk dat ek dadelik kon spring na die Full Legacy Builders program toe. So ek het maar begin met die Launchpad. Maar vir my personally, die Launchpad doen nie so goed nie. Want dis een income stream, en mense wil nie net een income stream
kry nie, jy weet. En waar die Legacy Builders program die volledige pakket het 4 income streams wat jy net eenmalig voor betaal en dan letterlik betaal jy nooit ooit weer nie. Jy betaal jou program, jy betaal jou template fees en jy betaal jou website wat jy by GoDaddy kry om te host. Dit is letterlik waar die betaal stop. En dan kan jy self besluit na hoeveel jaar wil jy jou domein laat renew of jou renewal laat doen of whatever. Myne is elke jaar, so ek het nou Augustus, September, ek kan nie onthou nie, het ek myne weer gerenew vir 'n jaar. So ja. Wie het vir Superman Pink Kryptonite gegee? Nee, ek weet nie. Maar ja, is daar enige vrae nog wat ek gou nou kan antwoord? Anders stel ek ook voor, follow my, jy gaan elke dag 3 video's van my kry, wat vir jou presies verduidelik ook, en so bietjie behind the scenes so nou en dan wys, en community wins, en wat ons doen, en sulke goeies, so follow my ook, jy sal definitief geupdate word elke liewe dag. En dan soos ek sê, elke liewe Vrydag is ek live, 3 uur, op TikTok, behalwe volgende Vrydag. Moet asseblief nie volgende Vrydag kom en vir my sê, jy was nie live nie. Ek weet, ek sê dit nou, al my live info is ook beskikbaar op my bio. Ek dink hy het gegaan nou net tot vandag, so ek moet nou die nuus opsit, maar die nuus sal voor die einde van die naweek sal dit opwees en dan is al die inligting op my bio op TikTok ook. Is daar nog vrae wat ek kan antwoord? Anders, maak seker soos ek sê, jy gaan na my website toe, www.ruanroadtoriches, spel net my naam reg, dis R-U-A-N, not R-Y, I'm not Ryan, ek's Ruan. ruanroadtoriches.com en jy gaan jou free blueprint kry sodra jy jou e-mail insit. Dankie, sal gaan kyk, Ruan. Cool. Is daar enige vrae wat enigiemand nog het? Wat ek nou kan antwoord. Yes, die vliegtuie soek vir Superman vandag everywhere. Where do I get the Superman? Ek het hierdie ene by Temu gekry. Temu of Shein? Temu. Ja. Clothes. Any clothes. Ek koop my klere gewoonlik sommer maar by Mr. Price of daai plekke, want Mr. Price love ook Superman, so ek gaan soek nie eers by ander plekke nie, maar ek het nou so rukkie terug in die winter het ek saam met iemand gekuier wat 'n Superman onesie gehad het, so ek wil nog gaan kyk het en dit was toe nou nie daar beskikbaar nie, so ek moet nou maar seker wag vir volgende jaar. Maar hulle het dit by Pick n Pay Clothing gekry. So ek was nou nog nie by Pick n Pay Clothing al in om te kyk of hulle Superman goed het nie, maar ek weet Mr. Price het gewoonlik baie Superman goed. Ek ook laat. Okay, cool. Bly die muskiet. Goed. Dan sê ek vir julle baie dankie, dan sien ek julle oor 2 weke se Vrydag, nie volgende Vrydag nie, die Vrydag daarna, hulle het Pick n Pay Clothing. Bye. Okay. Ek sal nou gaan kyk by Pick n Pay Clothing, want soos ek sê, ja, ek was nou nog oor, ja, okay, sharp, dan sal ek gaan kyk. Baie dankie. Dan sê ek vir julle baie lekker Vrydag en 'n baie lekker Halloween en don't be scared of tech. Hy gaan jou regtig niks maak nie, dit kan jou beste vriend wees. Nou sal op jou webwerf gaan kyk, geniet jou naweek. Baie dankie, jy ook. En geniet julle almal se naweek en dan sien ek julle oor 2 Vrydae weer hier live op TikTok. Happy Halloween. Bye.